Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale bediening. In vandag se preek gaan ons kyk na Romeine 6 van vers 12 tot by vers 23. Ek wil jou ook sommer uitnooi om te gaan kyk na die Bybelstudie video op hierdie gedeelte. Jy kan dit na die tyd ook gaan doen of bietjie verder in die week. In die Bybelstudie gaan ons 'n bietjie praat oor 'n gesonde verstaan van wat sonde is, 'n gesonde verstaan van wat sonde is en wat sonde nie is nie. Ons het baie keer nogal 'n baie beperkte of primitiewe verstaan van sonde. So gaan kyk gerus na die Bybelstudie video vir 'n bietjie meer detail en diepte daarin. Maar ons tema vir vandag is eintlik 'n vraag wat ons eintlik innooi in hierdie gedeelte in. En dit is die vraag van aan wie behoort jy? Aan wie behoort jy? Gaan dink bietjie daaroor, laat dit so in jou agterkop maal terwyl jy na vandag se video kyk. Ons gaan die gedeelte saam lees uit die 2020 vertaling uit wat ook hierso vertoon gaan word op die skerm. Maar voordat ons lees, kom ons dank die Here dat ons vandag sy woord kan ontvang. Hemelvader, dankie vir die voorreg wat ons het om 'n Bybel te kan hê, dat U ons lewens daardeur rig en lei, dat U woord ook self vir ons openbaar. En ons gebed is, Here, dat U vandag aan die woord sal kom, dat U ons gedagtes en ons harte sal reinig om die woord te kan ontvang en dat ons ook sal leer om daarvolgens te leef, nie ons eie wil te volg nie, maar in nederigheid en in leerbaarheid U disippels te kan wees. Gee, Here, dat die woord ook gestalte sal vind in ons lewens, in ons verhoudings, in die manier wat ons ander mense hanteer en ook in die manier wat ons onsself hanteer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nie as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde het julle slawe van die geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid praat ek in menslike terme, want soos julle julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. Want toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. As Christen is dit nie altyd maklik om die heeltyd die regte dinge te doen nie. Ek dink as ek moet vra, as jy na die video kyk en jy nog nooit in jou lewe sonde gedoen het nie, nog nooit iets verkeerd gedoen het of skuldig of sleg gevoel het oor iets wat jy gesê het nie, dan hoef jy nie enigstens verder te kyk nie. Maar ek dink geen mens, of jy nou 'n gelowige is of nie, is sonder sonde nie. Dit het 'n manier om in ons almal se lewe in te kom. Gaan kyk gerus weer eens in die Bybelstudie 'n bietjie meer daaroor. Ek kan onthou 'n hele rukkie terug het ek gery terug van Krugersdorp af en ek het gestop daarso by die Total Garage se volstasie daarso op die N14 ingegaan in die winkel in om ietsie te koop. En toe ek uitkom, toe sien ek daar staan 'n kar langs my en 'n man het in die kar gesit en hy het my aandag probeer kry. Hy het hulp nodig gehad met iets. En soos wat ek dit sien, sy gebaar om my te stop,
is ek klaar besig om te reverse en ek het hom so in 'n manier acknowledge en toe weggery. Tot vandag toe nog pla dit my. Dit rus op my gewete want ek weet in daai oomblik het ek verkeerd opgetree. Ek het die situasie en die persoon geoordeel sonder dat ek die hele prentjie ken. Ek het nie die genade gegee vir die persoon om ten minste te luister na sy versoek nie. Ek het baie sleg gevoel daaroor. Ek het natuurlik dit bely en ek bely dit ook voor almal hierso. Maar partykeer is dit iets anders. Dit kan iets in jou eie lewe wees, 'n oortreding wat jy gedoen het en iets waaroor jy sleg voel. En sien wat in daai oomblik gebeur het is ek het baie gewonder oor hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek nie gestop en na die persoon geluister nie? Want ek het geoordeel en wat Paulus vir ons leer in Romeine is God kyk anders na ons. Hy kyk met genade na ons, nie met oordeel nie. En ek weet in daai oomblik het ek met die verkeerde oë gekyk. En ek het gewonder hoekom? Wat het gemaak dat ek hierdie persoon of hierdie situasie geoordeel het sonder om te wil luister? En ek dink wat gebeur met ons is ons lewe in 'n wêreld waar die slaaf van die lewe, lyding, ongeregtigheid, mense wat ons seermaak, maak ons harte koud. Dit maak dat ons toemaak, dit maak dat ons terugtrek. Iemand maak jou seer en jy kies om eerder jou hart te bewaar en toe te maak om nie weer seer te kry nie. En hoe die wêreld dit regkry om ons so te oriënteer, en ek gebruik die woord oriënteer hierso vandag baie spesifiek. Ek gaan nou meer sê oor oriëntering. Maar die wêreld oriënteer ons om eerder te oordeel as om genade te bewys. Ek het dit al dikwels gesê dat die teenoorgestelde van oordeel is genade. Maar die wêreld oriënteer ons om te oordeel in plaas daarvan om genade te bewys. En dit is oral sigbaar. Dink gou 'n bietjie aan as jy gaan kyk, enige plek gaan soek op Google, dan sal jy sien daar's reviews. Wat 'n review is, dis iemand se oordeel. En wat dan begin gebeur is ons begin om alles te beoordeel. Jy beoordeel of hierdie video of hierdie kanaal goed of sleg was, nê? Nee, ons oordeel alles van goed of sleg. Het iemand goed presteer of sleg presteer? Ons oordeel sokkerspanne, ons oordeel sportmense, ons oordeel mense wat in magsposisies is en ons besluit wat is reg, wie is verkeerd. En ons hele wêreld het 'n wêreld van oordeel geword. Ons oordeel produkte, ons oordeel dienste. En wat begin gebeur is ons ervaar al hoe minder, ons lewe al hoe minder, want ons oordeel net links en regs. En hierdie oriëntering wat die wêreld doen, verander tot 'n mate ons identiteit. Toe ek hoërskool toe gegaan het, ek weet nie of kinders dit vandag nog doen nie, maar ons het oriënteringsweek gehad. Dit is soos 'n tipe van 'n oorgangsriete. Oorgangsriete is 'n baie fancy woord waar jy basies oorgaan van een identiteit na 'n nuwe identiteit toe. Toe ek in laerskool was ek 'n kennie geweest want ek was in laerskool kenner, maar nou gaan ek na hoërskool Noordheuwel toe, so ek moet 'n Norie word. Ons was Nories geweest. En dan is daar hierdie oriëntasie, 'n klomp goed wat hulle met jou en aan jou doen en sodat jy nou 'n volwaardige Norie word. Jy moet die ou identiteit van die kennie laerskoolkind agterlaat om oor te gaan in hierdie nuwe identiteit. En dis ook die beeld wat Paulus hierso gebruik wanneer hy praat met gelowiges wat voorheen dood was. Hulle nie letterlik, hulle was figuurlik dood, want die lewe wat hulle gelei het, die groep waaraan hulle behoort het, was 'n groep gewees wat sonder God was. Hulle het nie God geken nie. Hulle het nie in 'n genadeverhouding en 'n vredeverhouding met God gestaan nie. Jode en nie-Jode met wie Paulus hierso praat. So hulle kom uit 'n ou lewe uit. Hulle gaan in 'n nuwe lewe in. En hulle moet nou eintlik geheroriënteer word om te sê, maar as jy 'n Christen is, dan behoort jy aan God. En omdat jy aan God behoort en aan hierdie groep van gelowiges behoort, moet jou lewe anders lyk. Jou lewe kan nie meer lyk soos wat hy gelyk het toe jy jou ou lewe gehad het nie. Jou lewe lyk anders, want God kyk ook anders na jou. Nou ek weet ek oordryf seker as ek sê jy moet al hierdie oorgangsrites doen om 'n
hoërskool nodig te word. Eintlik moet jy maar net jou skoolgeld betaal en maar saam met dit is daar 'n gedragskode wat gewoonlik gepaard gaan met die skool waaraan jy behoort. Jy moet sekere reëls nakom, jy moet op 'n sekere manier leef. En net so is daar ook hierdie gedragskode vir wanneer ons Christene is. Daar's reg en verkeerd. Daar's 'n verkeerde manier van leef en daar's 'n regte manier van leef. Sien, die probleem met hierdie gelowiges was dat hulle het gehoor dat hulle nou in genade staan en nie meer in oordeel staan nie. En toe het hulle gedink maar nou kan hulle maar lewe soos wat hulle wil want die genade red hulle mos nou en dan sê Paulus nee, hoegenaamd nie. Die genade is nie 'n verskoning om nou te leef en te doen en te maak soos wat jy wil nie. Dit is eintlik die begin, die fondasie juis vir 'n lewe wat anders lyk, wat nuut lyk en wat ander kyk. Dit sê hierso dat God se manier waarop hy na ons kyk, het nuut geword. Hy kyk nie met oordeelsoë na ons nie, hy kyk met genadeoë na ons. En ons het daar gepraat toe ons so 2 weke terug na Romeine 5 gekyk het. Romeine 5 wat sê omdat ons deur Christus geregverdig is voor God, staan ons in 'n vredeverhouding met God. So daardie genade word sigbaar deur Christus wat vir ons intree. Maar nou weet ons dat ons tog sondig, dat ons harte koud word, dat ons tog verkeerde dinge doen. En dit sê vir ons, en Paulus gebruik dit baie pertinent in hierdie teks wanneer hy praat oor die mag van die sonde. Hy sê moenie toelaat dat die sonde oor julle heers nie. Daardie woord heers impliseer mag. Hierdie mag van die sonde wat oor julle heers, moenie toelaat dat dit oor julle heers nie. Maar laat julle eerder oorheers word deur die genade en die teenwoordigheid en die Heilige Gees wat in julle woon. So hierdie doelbewuste keuse wat ons moet maak tussen die mag van die sonde of die mag van die Heilige Gees. En die twee is wêrelde apart van mekaar. Die een is oordeel en die ander een is genade. Dit gee ook vir ons 'n praktiese riglyn. Hoe weet ek of ek onder die heersing of die mag van sonde leef en of ek lewe soos wat God wil hê ek moet leef? En dit kan ons raak sien in die manier waarop ons kyk. As jy kyk met oë wat oordeel, dan is dit 'n teken dat jy lewe onder die mag van die sonde. Jy lewe onder die mag van die dood, soos wat hierdie gelowiges ook gedoen het. Maar ons word geroep in hierdie teks om te bekeer, om op te hou om so te leef en anders te begin leef. Want ons word herinner aan hierdie teks dat ons aan God behoort. Ons is sy kinders. Ons staan onder sy mag, onder sy heerskappy. Die beeld van 'n slaaf wat hierso gebruik word, 'n slaaf wat iemand was wat nie gelewe het vir homself nie. Hy was 'n verlengstuk van sy meester gewees. Hy het absoluut onderdanig aan die heerskappy van sy meester. En so moet ons nie meer slawe wees van die mag van die sonde nie, maar onsself oorgee vir die heerskappy en die heersing van God se Heilige Gees wat in ons hart te woon. En dan die uitvoering of die vrug daarvan wat ook in hierdie teks vir ons duidelik gemaak word. Hy sê laat julle ledemate oorgaan tot wapens van geregtigheid, nie wapens van oorlog nie, van ongeregtigheid nie, maar wapens van geregtigheid. Nou hierdie beeld van wapens is baie belangrik. Dit impliseer 'n stryd, 'n oorlog. En dit sê vir ons dat hierdie is 'n daaglikse stryd wat ons moet stry. En elke keuse, elke gedagte, die manier waarop ons kyk, dit is 'n stryd. Dit is 'n oorlog want die sonde wil mag hê oor ons. Maar God kom sê nee. Ons hoef nie meer slawe van die sonde te wees nie. Daar's 'n nuwe manier van leef. Daar's 'n ander manier van leef. Jy moet jouself oorgee want jy behoort aan God. Jy behoort nie aan hierdie wêreld en aan die sonde nie. So nou is die vraag, wat as ek oortree het? Is dit nou verby? Is dit nou die einde? Gaan God my nou een kant toe gooi omdat ek die verkeerde pad gestap het? Nee. Ons sonde verander nie die manier waarop God na ons kyk nie. God se genade nooi ons tot bekering. Dit nooi ons terug, dit roep ons terug, dit verwerp ons nie wanneer ons verkeerd getree het nie. En bekeer beteken letterlik om te draai, om op te hou te beweeg in die rigting waarin jy beweeg. Dit impliseer 'n lewenswandel, 'n manier van loop, om te sê maar ek loop verkeerd, ek kyk verkeerd, ek doen verkeerd, ek moet stop. En daarom is dit 'n praktiese vraag, waarmee moet jy stop? Waarmee moet jy ophou? Wat is besig
om om jou oë en jou hart hard te maak waarmee jy moet ophou en waarheen word jy genooi om te draai en terug te keer na God toe. So wat moet ek doen as ek verkeerd geloop het? Hoe bekeer ek? Ons word geroep om te bely. Ons bely ons sondes. Ons doen dit van tyd tot tyd saam in die liturgie in die kerk as 'n gemeente waar ons sondes bely en saam met dit God se genade ontvang. Maar dit is ook iets wat ons as individue kan doen in gebed om te bely en te erken dat ons oortree het, dat ons verkeerd gewandel het, dat ons onsself oorgegee het en ons ledemate tot beskikking van ongeregtigheid gemaak het, soos wat Paulus dit so mooi verwoord hier in Romeine 6, maar God se genade roep ons terug. Dit stel ons in staat om te kan bekeer en om 'n nuwe pad te loop. Nou hoe bly ek op die regte pad? En ons gaan hiermee afsluit. En ons weet dit is nie altyd maklik nie, maar hoe kan ons daaraan werk of wat kan ons doen om te probeer om op die regte pad te leef? En ek dink dit is 'n baie doelbewuste ding. Ons kan dit nie van selfsprekend aanvaar nie. Ons moet doelbewus ons tyd en ons energie en ons wese, ons lewenswandel oorgee aan God. En ek dink die fout wat ons baie keer maak is wanneer ons dit goed doen, dan doen ons dit om onsself te verryk, sodat ek 'n beter mens kan word. Maar nee, dit gaan nie oor ons nie. Die vrug hiervan is om God te verheerlik. Dit is die ewige lewe. Nie om onsself net beter mense te maak nie, maar om God te verheerlik. Dit gaan nie hier oor ons nie. Dit gaan oor God. Ek dink iets wat ons meer van kan doen is om onsself te omring met goeie mense, goeie dinge. Ek sê nie ons moet ons rug draai na die donker en die lyding van die wêreld nie. Nee, ons word gestuur om die lig in die wêreld te wees, maar ons kan dit nie alleen doen nie. Ons moet onsself omring ook met goeie mense. Ons moet bid vir mekaar. Ons moet mekaar se lyding en se laste begin dra. Ons moenie lewe as hierdie individue, hierdie onafhanklike mense nie. Ons moet besef dat ons afhanklik is van God se Gees wat ons lei, God se Gees wat ons die krag gee om die mag van die sonde te oorwin. So mag jy in hierdie week bid vir geleenthede om anders te kyk, om met genade oor te kyk en ook God se genade te deel met ander mense in jou lewe. Aanvaar ook daardie genade vir jouself. Ek dink ons straf onsself baie keer baie erger as wat God doen en ek dink ons moet leer om God se genade te aanvaar vir onsself sodat ons dit ook kan deel met ander. Kom ons sluit af met gebed en ons vra God om ons hierin te dra. Here Jesus, dankie vir u genade. Dankie dat u met liefde na ons kyk, selfs wanneer ons oortree. Gee Here dat ons onsself sal oorgee om ten volle aan u te behoort en nie vir hierdie wêreld nie. Maar Here, dankie dat u ons wel stuur in hierdie wêreld in om agente en rentmeesters te wees van u koninkryk. Gee dat ons sal leer om te leef om u genade en liefde sigbaar te kan maak sodat mense kan sien u heers en u regeer oor ons harte, oor hierdie wêreld. En Here, dat u absoluut in ons lewe teenwoordig is, dat u ons lei. En Here, dat u naam ook daardeur verheerlik sal word. Nie om onsself te verryk nie, maar alleen tot eer van u naam. Amen.